En maak nommer 6, ek het hom vir julle gaan soek. Julle, kyk hierdie ongelooflike kunswerk. Kan julle sien, dis 'n man en 'n vrou, kom ons sê dis 'n man en 'n vrou, en hulle het pyn. Hulle is hartseer. En binne in hulle is die kind in hulle, en maak nommer 9, né? Hulle inner child, wat na mekaar toe uitreik. Dit is so diep prent hierdie vir my. En julle, hierdie is die huwelik. Welkom by Embark nommer 6, want die huwelik in, huwelik uit. Die huwelik is 2 wounded mense, 2 gewonde persone wat met mekaar trou. Dis twee huise, dis 2 opvoedings, dis 2 persoonlikhede, dis 2 waardesisteme, dis 2 heel verskillende persone wat met mekaar trou. En ek wil vir julle sê, ek het 'n oulike oom geken, hy was ons makelaar, en toe ek die eerste keer geskei het, julle weet in my boek ek het 2 keer getrou, toe vertel die oom vir my die storie, toe sê hy het, die dominee het vir sy seun gesê, die dag as jy trou, dan kom jy met jou tas, en jou vrou kom met haar tas, en elkeen het 'n tas. En as julle voor die kansel staan, dan gee die dominee vir julle 'n nuwe tas. En dan moet julle tasse oopmaak, en dan moet jy en daai man van jou elkeen uithaal wat hulle dink hulle kan vat, want altyd so goed gaan nie, en daai nuwe tas pas nie. Dan moet jy jou goed uithaal, en jy moet laat pas in daai tas, en dan moet julle saam die tas vat, en dan moet julle nou loop op julle huwelikspaadjie. Is dit nie mooi gesê deur die oom nie? 'n Ander storie wat my beste vriend nou eendag vir my vertel, is hy was by 'n troue waar die dominee die bruidspaar so laat staan het, en toe sê hy, draai nou om, en dan kyk julle nou na die gaste, en dan wil ek graag die ouers, wil ek nou roep. En ek wil nou vir die ouers vra om nou asseblief vandag julle kinders te soen, en hulle te groet. Sê vandag baie vir jou seun, en sê vandag baie vir jou dogter. Soen nou mekaar en groet mekaar nou. Kyk Renet se gesig, ons het seuns. Hier voor die hele congregation, want jy sê nou vandag goodbye. En ons gaan nou oor die spitvurk in die tuin praat. En ek wil hê julle moet vir my besef, ek gaan 2 vrae in hierdie video vir julle vra. Ek gaan eerstens vir jou vra, hoe was jou ouers se huwelik? Gaan sit en dink vir my, hoe was hulle huwelik? Wat kan jy onthou van hulle huwelik? Wat ervaar jy vandag nog as jou ouers getroud is? As hulle geskei is, loop ook daai paadjie en gaan kyk wat jy kan onthou. En as jy 'n goeie verhouding het met jou ma en jou pa, gaan sit met hulle en praat met hulle oor hulle huwelik, want 20, 30, 40, 50, 60, soos wat jy die seisoene van jou huwelik gaan, verander alle aspekte en gaan elke ouderdom vir jou ander goed van die huwelik sê. Die tweede ding wat ek vir jou wil vra, as jy na hierdie prentjie kyk, is ek wil hê jy moet luister na die volgende woord. Your wound is not your fault, but your healing is your responsibility. And if you do not heal your wounds, you will bleed on the people who never cut you in the first place. So jy trou met jou wond. Jy trou met jou pyn. En jy trou of met jou ma, of jy trou met jou pa. So die volgende vraag wat ek jou wil gaan vra is, met wie het jy getrou? Het jy met jou ma getrou of het jy met jou pa getrou? Want jy trou gewoonlik met jou wond. Jy trou gewoonlik met of jou mother wound of jy trou met jou father wound. Ek wil hê jy moet jouself dit gaan vra. Ek wil hê jy moet gaan kyk daarna, en dan wil ek hê jy moet na hierdie prentjie kyk. En jy moet 'n derde laag vir my inbring, sonder dat ek nou guilt in jou gaan invoke. En ek wil hê jy moet sien, julle twee is getroud, maar daar's jou kinders. Daar's jou kinders in die huwelik. En alhoewel jy en jou man met mekaar beklei en julle gaan deur moeilike tye gaan op julle huweliksbootjie, en daar gaan storms wees, en daar gaan windstiltes wees, en daar gaan seisoene wees, daai kindertjies kry swaar, wanneer daai huwelik nie stabiel en sterk is nie. So hier is 'n baie interessante video, en die rede hoekom ek met hom vir julle begin, is ek wil hê jy moet besef, dat een van die grootste heiligmakings wat jy ooit gaan deurgaan is om te trou.
Ek het dit gaan lees in die Bybel, ek het dit gaan soek waar, ek dink Paulus gesê het, ek het dit gaan soek na die aand, en hy het gesê, dit is goed om te trou, maar dit is beter om nie te trou nie. Dit staan in die Bybel. En dit is 'n ongelooflike groot stap en verantwoordelikheid wat 'n mens vat wanneer jy trou, want jy besef eintlik nie dat jy trou met jou wond, jy trou met seer en jy vat iemand anders wat ook gewond is. En in hierdie prentjie, as jy nie die dag besef wanneer jy trou, dat jy kies iemand om 'n witness in jou lewe te wees, soos daai Shall We Dance movie, om saam met jou deur die lewe te stap. En as jy wil heal en daai maat van jou wil nie heal nie, gaan dit die hele tyd so lyk. Want die pyn wat julle vir mekaar wys, is nie eintlik die ander persoon wat jou ongelukkig maak nie. Dit is jy wat nie jou wonde gesond maak nie. En jou huweliksmaat word vir jou gegee om jou te trigger en om vir jou te wys waar jy nie geheel nie, sodat jy aan jouself werk en hy aan homself werk en 'n mens dan hierdie two is better than one span is, wat ek dan vir julle nou gaan verduidelik, wat is eintlik die praktiese aspekte van 'n huwelik.